Goeiemôre, dit is dan vanoggend 18 Februarie 2026, lesing 90 van die Groot Johannes Evangelie boek 3, en ons is nou met die hoofstuk oor voorspellings oor die menswording van Jahwe. Daar is vele voorspellings in die Ou Testament, selfs in die wet, as jy dit fyn lees. Maar die groot profete, Jesaja, Jeremia, Esegiel, Daniel, en selfs amper elkeen van die klein profete, het voorspel dat Jahwe vlees gaan aanneem, en tussen sy kinders gaan woon. Maar tog, het die ouens wat die geskrifte gehaat het destyds, en dit is die tempeldienaars, fariseërs, skrifgeleerdes, Sadduseërs en ander rabbies en goed wat hulle als met titels genoem het, wou dit nie glo nie. Hulle het daai gedagte verwerp dat dit Yeshua sou wees. Selfs die koning van daardie tyd, Herodes, die ou ene, het die seentjies vermoor tot op 2 jaar, het hy alle Judeese seentjies vermoor, want hy wou nie 'n koning hê nie. En dit gaan vandag nog steeds so. Die Messias wat gekom het, die een wie ons lief het, wat vir ons gesterf en opgestaan het, word nog steeds deur die Jodendom, wat vandag in daai land sit, en hulle self Israeliete noem, wat hulle nie is nie. Hulle is wat hulle is Jode. En Jode is 'n konkoksie van verskillende rasse, wat van Mid-Europa afkom, wat van Spanje se kant afkom, en wat dan uit Babylonië uitkom. Hulle is nie die nageslag van die Israeliete nie. En die maklikste hoe ons nou hierdie stellings wat hulle maak kan weer lê. En julle moet dit altyd in julle gedagte hou. Hierdie kaart wat hier aan my linkerkant sit, kan jy bietjie daai kamera skuif. Hierdie heraldiekkaart het ek in die kantoor daar in ons biblioteek baie van, in A3 formaat. En dit is 'n heraldiekkaart. En wanneer hulle vir jou sê dat die Israeliete is eintlik die swartes, want dis wat nie klein ouens vandag verkondig nie, groot manne verkondig dit, Putin verkondig dit in Rusland, 'n klomp ander kamptige evangeliste verkondig dit, en hulle sê die blankes het niks met die verlossingsplan van Vader te doen nie. Daar is 'n laar wat opgeslaan is, in Numeri 2 word dit beskryf, en daar sê Moses, gaan elkene en slaan julle tente op by julle vaandel. Nou 'n vaandel is 'n vlag. Waar het hulle die vaandels gekry? Hulle het dit gekry toe Isak en Jakob die seuns geseën het elkeen 'n vaandel gekry. Juda byvoorbeeld het die leeu gekry. Benjamin het die wolf gekry. Naftali wat baie vinnig kon hardloop het die bokkie gekry. En so is elke volk het so 'n embleem gekry. En hierdie onderste deel is al die westerse nasies wat ek kon opspoor. En hier is baie boeke hieroor geskryf, maar dit word doodgeswyg. Wat presies daai selfde embleme in hulle volks heraldiek het. Baie van ons ken ons heraldiese familiewapen. En 100% sal jou familiewapen 1 of 2 van daai embleme hê. Wat dan so deur die eeue gekom het. En 'n heraldiese embleem is 'n baie gekoesterde belang. Dis nie sommer iets wat jy sommer enige ding gaan bykry en of jy gaan goed wegvat nie. En dit is die blanke nasies in die wêreld wat daai heraldiek dra. Nie een swarte se heraldiek kom ooreen met Israel heraldiek nie. Nie een nie. Ek weet nie eens wat is die Ethiopiese vlag nie. Maar meeste van hulle het maar invloede van die Arabiere, het hulle
Afrika invloed, wat hulle in elk geval self nie 'n embleem kon uitdink nie, iemand moes dit vir hulle uitdink. Soos ek was in Gazankulu, het ek lank gewerk, destyds toe dit nog tuislande was, en hulle het 'n vlag gehad, met 'n paplepel en 'n hoopie pap, op hulle vlag. Dit was vir my regtig so snaaks. Ek al die verswarters gevra, hoekom het julle nie 'n pik en graaf op die ding? Het julle 'n lepel met pap? Want dit maak nie sin nie. Dit is die tipe goed wat ons in die wêreld kan gaan kyk. Kyk na al die heidene, die Indiërs, die Arabiere, die Chinese. Kyk na al hulle heraldiese vlae. Nêrens het hulle daai eienskappe van Israel nie. En ons boere republiek, die Suid-Afrikaanse Republiek se heraldiek is hier aan my regterkant, eendrag maak mag. En hy het al 4 die hoofembleme wat op hierdie embleem is, wat daar heel bo is, die arend, die leeu, die man en die os, of die ossewa, selfde ding. So, ons is 'n heraldiese terme, 'n uitverkore volk om weer die verstrooide Israel in die wêreld saam te trek, hier in Suid-Afrika. En ons het nou al baie daaroor gepraat. Ek het net so 'n bietjie afgewyk hier, sodat ons mense net duidelikheid het, as iemand jou bestorm, dat die Israeliete is nou die Jode, of die Israeliete is die swartes. Selfs die Jode het geen heraldiek behalwe daai 6-puntster van hulle nie, wat nêrens in die Bybel voorkom as vir Israel gegewe nie. Die voorspellings oor die menswording van Jahwe, 1:6-7. Ek het dit nog net gesê, of Markus was al daar, en sê dat die middagmaal gereed was, en of hy dit nou moes laat bedien, want dit was intussen al die 9de uur van die dag, dis 3 uur in die middag. En ek sê, laat dit maar bedien, want die verwagte gaste is al hier, en almal is aanwesig. Is nou die gaste wat met 3 skepe daar aangekom het. Toe roep Cornelius die ou Markus en sê, en ou wapenbroer, ken jy my nog? Weet jy nie meer dat jy in Illyrië en Pannonie by my was nie? Ek was toe nog meer 'n seun as 'n krygsman, maar sedert daardie tyd het daar reeds 45 jaar verbygegaan, en ek is al byna 60. Markus sê, o geëerde gebieder, dit lê my nog vars in die geheue. Destyds moes daar behoorlik streng opgetree word, om die twissieke en risiesoekende mense redelik in toom te hou. Aan die Bo-Easter, die Donau, in die omgewing van die gehuggie Windubona, wat nou Wenen is, het dit in die begin werklik nie so goed gegaan met ons nie. Maar na 'n paar jaar was die saak in orde, en ons het daar goeie gesellige uurtjies beleef. Nou net oor die rivier Donau, wat reg deur Europa loop, van oos na wes, hy mond uit in Holland, maar hy loop deur die hele Frankryk, Duitsland, ek dink meer ook tot in Rusland. In Duits is dit die Danube. Hoor julle die stam van Dan? Daar is nog 'n bewys dat Dan, wat een van die seuns was, wie op hierdie heraldiekkaart voorkom, in Europa was, want hoekom anders sou hulle dit Dan genoem het? Jy kry die woord Dan orals. In Engeland kry jy dit in Dundee. Hier in ons land het ons ook, het die Engelse toe hulle hiernatoe kom, in Natal 'n dorpie gestig, Dundee. Die Danube rivier, en dan is daar nog ander riviere wat ook die naam dra. So, dit is maar nou net, ja, interessant dat hy nou hierdie rivier noem. Neem kennis. Die sedes en gebruike van die Germane was vir ons Romeine wel ietwat ruw. En in daardie tyd het die Romeine oorlog gemaak teen die Germane. Die Germane ook vele van ons se voorvaders.
Toe ons egter vir hulle langsaam maar seker 'n ietwat vryer geestelike ontwikkeling bygebring het, was dit daar die beste uit te hou. Die wyn wat deur hulle gemaak word, was wel waterig en suur, maar dit was wel drinkbaar as jy eenmal daaraan gewoond was. Maar nie ver van die gehuggie winde Bona of Wenen, stroom op van die Ister, die Donau, waar ons 'n takbokjag gehou het, en daar ook glo ek 40 stuks neergeslaan het, vind ons 'n Germaanse siener en priester, met 'n lang baard, wat gedurende ons takbokjag op die eik gesit het en kyk na ons geveg met die takbokke. Hierdie man het 'n bietjie Romeins gepraat en sê toe aan albei van ons, toe ons 'n takbok onder sy eik doodmaak: Onthou dit goed, moedige seuns, in Asië, in die land agter die water, wag daar groot dinge op julle. Daar sal julle iets sien wat nog geen sterveling gesien het nie. Hier heers slegs die dood. Soos die magtige takbok gedood word deur die skerpte van julle lanse en swaarde, so vergaan alles hier in die land van die dood. Maar in Asië bloei die lewe. Wie daar sal wees, sal ewiglik geen dood sien nie. Daarna hou hy toe op, en toe ons verder by hom aandring, het hy ons geen antwoord meer gegee nie, en ons gaan verder op soek na meer takbokke. Maar kyk, die ou het toe tog werklik geprofeteer, en ons belewe dit nou, wat die ou Germaan aan ons voorspel het. Cornelius sê, kyk nou net, die ou Germaan was al byna vergete gewees. Warempel, jy het gelyk. Daaroor moet ons eers nog verder met mekaar praat. Die ou Markus plaas, bygestaan deur die bediendes van Sirenius en Julius, die spyse op die tafels neer, en Cornelius sê aan my: Meester, hoe vind u die voorspelling van die Germaan wat hy my en die ou Markus, wat miskien 10 jaar ouer kan wees as ek, sovele jare gelede in Europa gegee het? Ek bring net weer onder julle aandag, Cornelius was by met die geboorte van Yeshua. So hy ken hom die langste van al die mense wat nou by Yeshua geskaar het, behalwe miskien nou sy broer Jakobus, wat altyd ook by was. Yeshua sê, alle volke wat ergens op die wye aarde woon, besit reeds aan die eerste mens gedane en gegewe profesie oor my, en oor my huidige neerdaling na die mense van hierdie aarde. Hulle priesters sien altyd kans om deur legendes en deur die innerlike drang in hulle harte 'n sekere weg te baan na 'n geestelike aanskouing, en hulle het voorspellings in beelde gedoen, wat natuurlik baie duister was, en wat hulle self ook nie verstaan het nie. Slegs by herhaalde geestelike vervoering kom sommige so nou en dan tot beter insigte, en verklaar dan hulle vroeër ontvangde gesigte ietwat nader. So was dit ook by die Germane, en die betrokke Germaan het hom juis in 'n helder siende ekstase op sy eik bevind, waarvan die uitwaseming, tesame met die angs vir julle lanse en spiese, hom gehelp het om in ekstase te kom. En hy het aan julle 'n voorspelling gemaak. Toe hy weer na die voorspelling ontwaak, het hy niks meer geweet van wat hy aan julle gesê het nie, en kon daarom geen antwoord op julle verdere vrae gee nie. Dit is een manier hoe voorspellings of gesigte na mense toe kan kom. Baie van ons kry dit in die nag in ons drome, en ons weet ons het iets fantasties gehoor nou by Vader, want jou hart voel dit aan as jy wakker word. Jy kan niks onthou nie. En dit kom maar net deurdat ons onsself net skoner moet maak en moet reinig, om hierdie woord wat ons dan ontvang, later nog te kan hoor. Maar dis wat met die ou man gebeur het. Kyk, daaruit bestaan die wesenlike van sulke voorspellings. Glo my of nie, maar die heks van Endor was toen ter tyd ook
in 'n heldersiende ekstase, toe Saul haar opgedra het om die gees van Samuel vir hom op te roep, hoewel sy overigens slegs in kontak gestaan het met onnatuurlike, bose geeste, en daardeur slegs leuns, arglus en bedrog voorspel het. Dis die verskil tussen Vader se profete en Satan se profete. Satan se profete het net die reg om in hierdie dimensie in te gaan. Ons noem dit die laer geestelike dimensies, of anders te gestel, die duister geestelike dimensies, waar hierdie Duitser of Germaan wel in die hoër dimensies kon inkom om die profesie te bring oor iets wat in Asië sou gebeur, wat sou maak dat die mense nooit meer dood sou gaan nie, hulle sou vir ewig lewe. Die verhale wat ons vandag het van die broers Grimm, dis ons Grimm, hulle was in Noorwe, nee, of in Swede. Omdat die Rooms-Katholieke die mense se geloof so onderdruk het, en niemand mag 'n Bybel of 'n skrif gehad het nie, het hulle later aan vir die kinders geleer, deur geïnspireerde, vandag noem ons dit vee verhale, en so kan jy na al die vee verhale gaan kyk, en jy sal die geskiedenis van Israel, sal jy daarin kry as jy mooi kyk, soos Sneeuwwitjie en die 7 dwergies. Die 7 dwergies stel 7 natuurgeeste voor. En as jy daai natuurgeeste sien in daai sprokies, dan dra hulle grafies en pikke, kleintjies. Hulle is net so groot. En dit is waarlik dat daar sulke natuurgeeste is in die aarde, wat ons nie kan sien nie. Hulle bewerk die gange waar metale is, en hulle maak dit vir mens moontlik om metale uit die grond uit te haal. Hulle is in diens van Vader, in diens van die mens. Dan was daar nog die ander ene van die bruid wat aan die slaap geraak het. Sleeping Beauty. Ja. Wat is dit in Afrikaans? Slapende skoonheid, Ek kan nie onthou nie. En dan het jy die ander ene waar sy met doringkies, doringrosie, wat sy heeltemal met dorings toe is, en dit is die volk se gees. En dan kom die prins, wie is die prins? Dis Yeshua. En hy verlos haar van dit en hy maak haar wakker. En nou ontwaak die bruid in die gees. So kan jy maar na al die stories gaan kyk, selfs Hansie en Griekie is 'n verhaal van die mens wat vlug en in die net val van die Rooms-Katholieke kerk, die ou heks, met haar mooi huis, met al die lekker goed wat sy al mee geklee het. Dit is die Roomse kerke, en waar hulle dan daar in die oond gedruk word. En dit is die vuur van die leuen en valsheid en dwaling. En dit is hoe die mense daai tyd die kinders geleer het, en dit is toe opgeteken, en dit is toe verkeerdelik vee verhale genoem. Dis eintlik werklike geskiedenisverhale vertel op 'n manier dat die kindertjies dit sou verstaan. Nou het ons dit vandag en ons kan terugkyk. En weer eens is dit 'n bewys dat die Europeërs was die verstrooide Israel wat 700 en iets jaar voor Messias weggejaag was van waar hulle gebly het in Palestina na Assirië toe. Toe gaan hulle oor die Kaukasiese berge en beland in Rusland en Europa. Ons word Kaukasiërs genoem. Niemand anders daar op die wêreld word Kaukasiërs genoem nie, net die wit mense. En dit is omdat ons oor die Kaukasiese berge in Europa gekom het. Ook word ons Anglo-Saxons genoem in Engels, Anglo-Saksies. Hoekom? Want Saxon is 'n afkorting van Isaac's son. Hierdie 12 stamme van Israel, wie se embleme hier is en wat ek julle nou mee verbind het met die heraldiek, was Isak se kleinseuns. Isak was hulle oupa. Daarom is hulle Isaac's sons, Saxons.
Net wit mense word Saxons genoem, nie ander mense nie. En so is daar vele tekens in Europa, maar dit word nie in die geskiedenisboeke opgeteken nie, dit word nie vir die kinders geleer nie, dit word nie in die kerk geleer nie. Een van die beste voorbeelde is British, is 'n Hebreëse woord, wat uit 2 lettergrepe bestaan, berith en ish. Berith is verbond, en ish is mens. So Britannië, in sy oertyd, was gestig met 'n Hebreëse naam, deur mense wat Hebreërs, 'n Hebreëse taal gepraat het, wat nakomelinge was van hierdie seuns, en hulle land genoem verbond wat God met die mens gemaak het. Dis nou ons grond. En so kry jy ook, ek kan nou nie onthou wat Scottish en Irish is nie, maar dit is alles die Hebreëse woord vir mens in. En so is daar vele aanduidinge dat ons daardie volke is. Waar het ons volke vandaan, ons volkie vandaan gekom? Nie uit Asië of Amerika uit nie, maar uit Europa, uit die vervolgdes, hulle wat juist moes wegkruip vir die Rooms-Katholieke Romeine, wat toe op daai stadium die mense vermoor het in hulle miljoene, en hulle het hier 'n lewe kom begin. En dit is ons wortels. Ons gaan verder. Geen mens is so dood en sleg, dat hy nie op 'n bepaalde moment 'n korrekte voorspelling sou kon doen nie. Maar dit staan dan nou nie met eens borg vir al sy gedane voorspellings nie, maar is alleen as sodanig waar. So wanneer 'n man 'n korrekte voorspelling maak, moet jy nie sommer net aflei dat daaruit al sy voorspellings korrek is nie. 'n mens moet nog steeds elke gees ondersoek. So het die orakel te Dona en die te Delphi, dit is Griekse afgoderry wat daar bedryf word by daai tempels, wel 'n baie wyse voorspelling gedoen, maar op een waaragtige volg dan baie valse en leenagtige. So kan ook nie ontken word dat bepaalde heldersiendes en profete selfs wonders gedoen het nie, maar daarteenoor staan dat ander deur die inblasing van die bose geeste en deur hulle wêreldse verstand wat daardeur geprikkel word, baie nagemaakte wonders uitgedink het en hele volke jarelang daarmee om die bos gelei het. Daarby leef hulle goed en sorgeloos, tot daar dan deur ware sieners 'n einde gemaak word aan hulle praktyke. Maar dit gaan nie altyd so maklik nie. 'n eenmaal beetgenome volk laat hom nie sommer meer so maklik op 'n goeie spoor sit nie. En die volk se leenagtige priesters nog baie minder, omdat hulle groot wêreldse profete daardeur op die spel geplaas sal word. En hier kan ek julle 'n goeie voorbeeld noem, waar nog sulke nagemaakte kamstige wonderwerke in die charismatiese kerke bedryf word. En dit is die sogenaamde spreek in tale, wat wel in die Bybel voorkom in Handelinge 2, het die mense wat daar saam was in die boventrek, het hulle die gees van Vader ontvang, en in tale gespreek van die mense wat om die plek gekamp was vir Pinkster, of vir daai tyd die fees van die oes. Hulle het in verstaanbare tale, kon hulle uit daai vertrek kom, en Petrus kon met Duitsers praat, wat van daar af gekom het, ander kon met Italianers praat, ander met Swede, ander met Arabiere staan daar in die skrif in Handelinge 2. Dit was die gawe van tale wat hulle gekry het. Nou brabbel iemand daar in die kerk, want hy het nou die gees ontvang van tale spreek, wat hulle lieg. Dit is tale brabbel, en dan het ander ene weer die gawe ontvang om tale uit te lê. Hy gaan sit in die gebrabbel wat niemand kan verstaan nie,
minste, ook hy op die minste, dan sê hy, dit is nou wat dit beteken. Daai nagemaakte goed, wat nou deurgaan as wonderwerke, want daar is niemand meer geëer, as, Jezus, ken julle vir oom Koos, daai man kan vir jou in tale spreek, en ou Tannie Mali, sy kan dit daarom vir jou uitlee, hoor. En as jy nie in tale spreek in daai kerk nie, dan is jy nie in daai hiërargie nie. Jy word op neergesien. Presies soos wat hulle nou hier sê, in die ou tyd was hierdie wonderwerke wat in die valstempels plaasgevind het, daar gewees om die profete vir die priesters in te bring. En dit is ook wat hierdie goed doen. Dit bring geld in vir die mense. Kerke het vandag skouspele geword. Mense gaan daar naartoe en hulle is eerlik. Ons gaan nou nie meer NG Kerk nie, was te dood. Daar by daai ander kerke, daar's 'n band en daar's ontsettende goeie musieksentrums. En dis lewendig. En dit is so, en dit moet heeltemal moet 'n mens vrolik wees in Yeshua. Maar onthou dat Satan gebruik goed wat net af is van die waarheid. Soos Karen se lesing gister gesê het. Bietjie waarheid en 'n bietjie leuen, nee, 'n bietjie net 'n druppel binne in die leuen van waarheid en die mense is mislei. Dit is soos roomys. Ek sê altyd dit is die voorbeeld. Jy vat 'n bak roomys en jy gooi 1 teelepel poef daarin en jy roer dit in. Het jy nog roomys? Maar het lyk soos roomys, hy gaan nog wit wees. Maar jy het nie roomys nie. En dit is dieselfde wat hulle met leuns doen. Hulle bring dit in, soos nou, hulle sê, hy mense spreek in tale. En hierdie mense lê dit uit, want Paulus praat daarvan. Maar dit is nie so nie, want dit is basiese ding, is nie tale nie. En so kan ons met die ander dinge aangaan. En ons het hier 'n pastoor wat uit daai kerke gekom het. Hy was opgelei deur een van die beste. Ek kan nie meer sy naam onthou by wie opleiding gekry het nie, maar hy was in Kreeusdorp. Hy het 'n goue Mercedes gery, 'n SE 500 something. En hy het 'n huis gehad waar sy toilet en sy bad en alles was goud gewees. Hy was tot in die duiwelsgenoot of die huisgenoot wat julle noem. Was hy as so 'n gesiene profeet. En hy het vir Dani Pinaar opgelei. Dani Pinaar was net hier oor kan die Swartspruit het hy 'n plaas gehad waar hy sand gemyn het. Maar hy was 'n afgetrede pastoor en hy het hier vir ons die lesing gegee. En ek kan dit so duidelik onthou, want hierdie dak was nie hier nie. Erna, kan jy onthou? Ons het hier by die muur gesit, Dani het daar waar die klavier is gesit, en ons het hier voor hom gesit. En hy het ons geleer van hoe hulle hom opgelei het in die charismatiese kerk, om mense te bedrieg. Hulle het hom openlik opgelei. Hy het gesê, Dirk, ek kan 'n mens laat huil, vanuit sy hart uit, deur met hom te praat, deur te preek, en binne 10 minute, kan ek hom leer, kan ek hom laat lag, dat hy van sy stoel afval. Hy sê, dis my opleiding. Hy sê, ek weet presies, hoe om te preek, en om die emosies van die mense op te wek, tot op daai punt, wat ons nou die kollekte gaan opneem, sodat ek maklik 5 tot 10 keer meer geld kry as wat ek gewoonlik kry, net met 'n gewone kollekte. Hy sê, ek is opgelei om dit te doen. Nou wil julle nog weet, wat gaan in kerke se opleidingsplekke aan? Wat noem hulle die goed? Kweekskole. Ja, dis presies wat hulle kweek. Hoe om maksimum wins te maak. Hoe om die leuen aan te bied, sonder dat die arme gepepel wakker word en hulle aanval. Of verlaat. Ek moet hierdie goed noem, want dit is nog vandag net soos wat dit was in daardie tyd van Yeshua waar ons nou lees. Ons lees vers 19. Julle almal het nou die geleentheid om julle hiervan te oortuig, hoe swaar dit selfs vir my moet gaan. Tog gebruik ek 'n taal wat 'n siener voor my nog nooit gebruik het nie.
en ek doen dade, waarvan mens voor my koms nog nooit gehoor het nie. Die hele hemel staan oop, en engele daal af en dien my, en getuig van my. Desondanks is daar selfs leerlinge, wat nog altyd by my was, en alles gesien, gehoor en meegemaak het, by wie die geloof nog altyd soos 'n windvlaag is, verwys dit natuurlik na Judas Iskariot, en soos 'n swakke rietstengel, wat deur die wind, waar die ook vandaan mag kom, in elke rigting gedraai word. Nou, hoe moet dit dan met die ander wêreldse mense daar uitsien? En dit is nou nogal 'n vraag. Al hierdie dinge wat Joshua gedoen het, wat deur mense gesien is, waar die hemele oopgegaan het. En in ons tyd kan ons ook sien dat die hemele oopgegaan het. Deurdat Vader sy woord vanuit die hemele direk aan 'n mens gebring het, in hierdie geval wat ons vanoggend lees, Jakob Lorber. Die hemele het weer in 1934 oopgegaan en hy het vir 30 jaar met 'n vrou, Bertha Dutt, gepraat en die mees wonderlikste openbarings gegee. En in 2007 het hy weer eens na die boerevolk toe neergedaal en vele profete en profetesse gebruik om vir ons woord vanuit die hemele te bring. So die hemele het oopgegaan en engelgeeste het neergedaal en vir die mense gehelp om die woord van Vader te neer te skryf en op band te sit en wat ook al wat ons vandag het. Maar nog luister die mense nie. Hulle sal eerder na 'n ou vermurwe, vals vertaalde Bybel luister, wat nou al soveel keer vervals is in die afgelope 30 jaar, of 40 jaar, en nie na hierdie nuwe vars openbarings luister nie. Hoe verstaan jy dit? Want die woorde wat daar voortkom, dit wat ons vanoggend lees, is tog mooi. Dis tog nie lelike goed nie. Dis nie goed soos wat in die Talmud staan nie, wat sê dat Joshua is in die hel en hy brand in menslike ontlasting nie. Dit is tog nie dit wat in die Koran staan nie, dat jy met kinders van 12 jaar omgang mag hê en met hulle mag trou nie, en nog vrouens kan byvat vir 'n uur of 2 nie, dan is dit jou wettige vrou, dan kan jy haar weer wegjaag. Dit staan nie daar nie, dit al wat hier staan, is die wonderlikste dade van ons meester, en die geskiedenis van wat gebeur het 2000 jaar gelede, die ware geskiedenis, want dit kom uit die hemele uit. Dis die hartseer. En ongelukkig vir hierdie mense wat nou so hard is hier teenoor, gaan dit die kering wees aan die eindtyd. Die nuwe openbaring gaan maak dat die persoon staan of val in die geloofstryd. En dit is waar ons gaan inkom, om hierdie evangelie uit te dra, met krag, wat natuurlik van hom af sal kom, vir die stryd. Ons gaan oor na die volgende hoofstuk 1:6-8, lyding van mense en volkere. Deur my, Joshua, almagtige woord, sou ek weliswaar alle mense in een oomblik kon herskep. Maar wat sou daar dan teregkom van hulle lewensbekwaamheid en vryheid, wat self deur hulle gees verower moet word? Julle sien dus dat dit nie so eenvoudig is om doeltreffend op te tree teen die dwalings wat by die volke ingesluip het nie, sonder om die vryheid van die wil, of van hulle wil, en hulle geestelik noodsaaklike selfbestemming aan te tas nie. Dit beteken, Vader kan nie net ingryp nie. Hy kan, hy het die krag daar, die mag daartoe, maar hy kan nie. Want die vrye wil van die mens mag nie aangetas word nie. Maar net so moeilik is dit om te voorkom dat sulke dwalings hom gryp. Die geestelike deel van die mens moet naamlik met eg en oneg, en goed en kwaad in aanraking kom, om vry te kan ondersoek, te herken en te kies,
waar sonder hy andersins nooit aan die dink gesit sou word nie. Wat basies beteken, moenie blindelings glo nie. As jy wil glo wat ons hier sê, moet jy vra. En jy moet alle twyfel wat by jou heers. Hier sit jy miskien, en jy hoor nou wat ons sê, dat Vader Yahweh het in Yeshua neergedaal. Want dis nie wat ek in die kerk geleer het nie. Ek het geleer, daar's 3, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, 3 mans. Maar ek verstaan dit nie. Kom praat met ons, met my, praat met Karen, ander mense ook wat jou sal kan help, om daai vertwyfelings weg te vat. Want as jy iets glo, en veral iets wat jou ewige lewe na hierdie lewe gaan affekteer, moet jy presies weet dat dit waar is. Jy moet nie net 'n klein sweempie van waarheid hê nie. En dis hoekom mense in die kerk is so moeilik uit te haal is, uit hulle denke uit. Want hy glo in die kerk, want sy pa was in die kerk, en sy oupa was in die kerk. En die kerk is reg, en wat die kerk sê, alles glo hy. Maar hy toets dit nie. En al ons dit kan toets is aan die woord. En wie is die woord? Yeshua, nie die Bybel nie. Yeshua is die woord. Die Bybel bevat 'n klein deel van sy woord, maar ook, jammer genoeg, baie verdraai. Maar as iemand soek, sal die waarheid nooit van jou weerhou word nie. As jy soek, sal jy kry. As jy klop, sal vir jou oopgemaak word. Dit is 'n wet. Dit is 'n belofte van Yeshua. Ons gaan aan. Hy moet stryd voer, of hy moet altyd stryd voer, omdat hy anders aan die slaap sou raak, en sy lewe moet altyd opnuut geleentheid kry, om homself in die lewe te oefen, en daardeur ook homself in stand te hou, te versterk, en so sy voltooiing te bereik. As ek nie sou toegelaat het, dat daar ooit dwalinge onder die mense kon voorkom nie, maar as ek slegs die waarheid met haar versekerde en heeltemal noodsaaklike gevolge sou toelaat, sou die mense soos 'n ryk swelger en wellustige lyk. 'n Swelger is 'n ander woord, is 'n vraat, wat uiteindelik so totaal afgestomp sou word, en vir niks anders te meer sou sorg, as dat sy buik of sy pens op die regte oomblik gevul word nie. As ons alle mense liggaamlik uitstekend sou versorg het, dan kan jy daarvan verseker wees, dat daar gou geen priester, geen koning, geen soldaat, maar ook geen burger, geen landbouer en geen arbeider en handwerker meer sal wees nie. Want waarom sou 'n mens werk of ergens met iets besig wees, as 'n mens tog maar meer as voldoende vir sy eie lewe het? Daarom moet daar nood en ellende onder die mense wees, en smart en leed, omdat die mens andersins sal vergaan in sy passiewe traagheid. En ek wil 'n voorbeeld noem wat ek nou onlangs, het iemand op 'n video dit gesê. In Amerika het hulle gegaan, en hulle het, ek dink omtrent 'n hektaar of 'n akker geneem, of 'n bietjie groter. En hulle het dit afgeseel van die atmosfeer af. Hulle het 'n koepel daaroor gebou, in Engels 'n dome. En hulle het die klimaat daar binne absoluut die perfekte klimaat vir plante groei. Hulle het alles perfek gehad, die grond was perfek met alles wat nodig is vir plante. Die water wat hulle daar gebruik het vir die besproeiing was perfek. En hulle het bome geplant. En die goed het te weelderig gegroei. Dit het soos 'n tropiese tuin gelyk. Maar na 5 tot 6 jaar het al die bome net omgeval. Want daar was nie wind nie. Hulle het nie sterk geword nie. Hulle was swak, hulle was eintlik pateties, papieragtig, amper vrot, en net omgeval onder hulle eie gewig. En dit is 'n goeie voorstelling vir my gewees, as Vader oor ons so koepel sou trek,
dat daar nooit stryd is nie, dat daar nooit teëspoed is nie, dat daar nooit nood is nie, siekte, dood, al die goed wat ons ervaar elke dag nie, sal ons as bome net omval en gaan lê. So die stryd wat ons moet deurgaan, is daar om ons sterk te maak, sodat ons die winde van die teestander kan teenstaan. Julle al gedink hoe sterk 'n palmboom moet wees? Ek kyk altyd daar in Florida, as hierdie groot orkane woed. Daai bome buig amper 30 grade, maar hy breek nie af nie. Want hy sal so deur orkane en winde sterk gemaak. Hy sal nie breek. Maar as daai tipe winde ander bome moet slaan waar daar nie windstreke is nie, dan sal daai boom net ontwortel word. En dit sien ons. Wanneer ons hier sterk winde het, dan lê die ontwortelde bome oral. So dink aan daai analogie wanneer jy weer swaar kry en dink, hoekom straf Vader my so? Hy toets jou. Want as jy nie 'n egte kind is nie, dan sal hy jou nie toets nie. Maar deurdat jy toetse moet deurgaan, is dit omdat jy 'n egte kind is. Hier sien julle dan nou vers 8, hoe alles onder die mense moet wees, sodat hulle altyd aangespoor kan word tot allerlei aktiwiteite. En hierdie vernaamste grondoorsaak van die lewe, maak dat dit dan ook net so onmoontlik om die insluip van dwalings, so onmoontlik is om die insluip van dwalings te verhinder, as om die insluipsels uiteindelik te elimineer. En dit is die argument van mense wat sê, as julle dan nou so teen die kerk is, hoekom het Vader die katholieke kerk toegelaat? Hoekom het hy toegelaat dat Luther die Lutherse kerk en die protestantse kerke daardeur laat ontstaan het? Juis hieroor, maar daar was altyd 'n oorblyfsel wat buite hierdie sisteem aan Yeshua vasgehou het en in die stryd was. En dit was 'n lelike stryd. In die middeleeue praat hulle, party sê 20 miljoen, party sê 40 miljoen wat doodgemaak is vir hulle geloof. In Rusland alleen het Stalin en Lenin 30-40 miljoen mense vermoor vir hulle geloof. En dit was ook hoofsaaklik nakomelinge van die 12 stamme van Israel. So, hierdie stryd moet ons hê. Dink aan die stryd wat ons as volk gehad het, vandat ons aan die Kaap gekom het. Ons was 'n rukkie Hollands, en toe kom die verdomde Engelse weer. En toe is hulle in hierdie land tot nou toe. En hulle is nog steeds die opleiers en die instigators van die ANC en die EFF en al die ander vyande van ons volk. Is nog steeds die Jode en die Engelse, of die Jode in die Engelse. So, daai stryd moet ons maar veg, en dit maak ons sterk. Vers 9, en die kwade gevolge wat altyd op die dwalinge volg, is uiteindelik ook die geskikste middel om die dwalinge uit te ban en die waarheid te verbreek. Deur stryd kom jy by die waarheid uit. Die mensdom moet deur nood en ellende, wat uit die leuen en uit allerlei bedrog ontstaan, die bittere noodsaak van die waarheid eers diep en lewendig gaan voel, en haar gunstig gaan soek, haar ernstig gaan soek, soos die ou Oran uit Pontus haar gesoek het, dan sal die mensdom ook weldra die waarheid vind, soos Oran haar gevind het. Hy het gery van sy land af met kamele en esels en goed, om die waarheid te soek in Asië, in Jerusalem. En hy het dit gekry op die pad. Yeshua hom ontmoet. Dan eers sal die waarheid, wat onder allerlei noodsaaklike ongemakke, met baie moeite gevind was, werklik die mensdom kan help. As die mens haar egter net so maklik sou gevind het, soos wat die son met sy oog aan die uitspansel kan vind, sou sy maar al te gou geen waarde meer vir hom hê nie. En dan sou hy vir sy vermaak die leuen nahardloop, soos wat 'n wandelaar in die hitte van die dag
soveel moontlik skaduwee opsoek en dit meer waardeer na mate hulle dieper in die skaduwee is. En dis die ander eienskap wat hy sê, waarheid moet moeilik verkrygbaar wees, jy moet moeite doen. Daarom is ek nie baie ten gunste van om net boeke van herinneringe uit te deel nie. Natuurlik is daar koste verbonde aan die boek wat basies ons koste is, daar is nie veel wins in nie. Maar as 'n ou iets koop en hy het 'n bietjie moeite gedoen, dan waardeer hy dit ook meer. Al moet hy dit dan oor 'n tyd afbetaal as hy nie genoeg geld het nie. Maar dit gaan daaroor dat ons met moeite die waarheid sal kry. Maar ons sal eers moet soek. Die mens van hierdie aarde is dus iemand wat die moontlikheid in hom het om uiteindelik 'n mens te word. Maar dan moet ook al sy uiterlike omstandighede so wees en hom so aanspoor dat die mens daardeur gedwing word om 'n werklike mens te word. Die hele naakte waarheid kan in die algemeen nie nou deur my aan die mense gegee word nie. Dit kan slegs versluier in gelykenisse en beelde gedoen word, sodat die mens eers met behulp van sulke beelde, al soekende die waarheid kan ontdek. Net met julle, wat maar met min is, praat ek nou sonder voorbehou. Hulle vir wie julle dit egter verder sal vertel, moet julle dit ook nie onversluier vertel nie, maar dit ook nog ietwat bedek, sodat hulle die geleentheid kan kry om vry na te dink en vry te handel, en sodat julle self ook nie lou sal word nie, sê ek dit ook aan julle. Ek sou julle nog baie wou meedeel, maar julle sal dit nou nie kan verdra nie. Wanneer die gees van die waarheid egter oor julle en julle kinders sal kom, wat gekom het 10 dae nadat hy opgevaar het hemel toe, sal sy julle in alle waarheid lei. So sal julle dan vir hierdie aarde 'n volkome waarheid wees, en in haar eers die sleutel in die hande kry tot die eindeloos vele waarhede van die hemele, welke deur hulle altyd verder en diepere onthulling, julle in ewigheid ook altyd meer en meer te doen sal gee. Vir ewig sal ons waarheid ontvang, solank as wat ons bestaan en wat waarlik geen einde gaan hê nie. Wat 'n wonderlike vooruitsig, dat ons nooit verveeld sal wees, maar altyd meer saligheid sal kry deur meer waarheid wat voorkom uit meer liefde. Maar nou roep Markus ons aan tafel, dit is ook 'n waarheid en daaraan wil ons gehoorsaam wees. Nou ja, hierdie pragtige kos wat Joshua hier vir die mense aangebied het, is vir ons werklik ook tot lering vir nou, want dit is net so geldig vandag as wat dit was 2000 jaar gelede. So kom ons neem sy lesse ernstig op. En die groot les hier is, soek die waarheid. Moenie alles glo nie. En deur te bid, wanneer jy soek, kry jy onderskeiding dat ek by die waarheid is. Dis hoekom waarheid kan nie altyd bewys word nie. Want iemand vra, maar bewys jou God. Ek het nie nodig om hom te bewys nie. Ek het hom in my, ek weet hy is daar. En ek kyk na die skepping, dan sien ek hom. Maar vir 'n ongelowige is dit nie genoeg bewys nie. Maar vir hom sal daar ook nooit genoeg bewyse wees nie. Want Vader vind jy net in jou hart en nie in jou verstand. Wanneer jou hart reg is, sal jou verstand vanuit die hart gelei word. En dan sal jou verstand dinge voortbring wat korrek is, binne sy orde is, en wat mense met liefde en barmhartigheid sal aanstraal. Dit is basies die vrugte van die regte gees. Nie die vrugte van die gees wat die mense vir jou in charismatiese kerke gee nie. Daar sê die pastoor, kom vorentoe, jy het nou die gees van profesie, ek bid nou vir jou, ek lê my hande op, kom jy vorentoe, jy het nou die gees van genesing. Nie een mens kan dit gee nie.
Jy kan net deur jou liefde vir 'n aspek van Vader se werk, kan jy deur Vader dieper en dieper in daai werk geseën word. As Vader jou in die aande in die hospitale gaan sien, waar jy van bed tot bed loop en mense bid en mense 'n goeie woordjie skenk, gaan hy uit die aard van die saak vir jou die gees en die gawe van genesing gee, want hy sien mos. Nou vra ek julle, hoeveel pastore sien jy in die hospitale? Niks. Baie min. Ek het daarom al eendag gesien. Maar dan gaan besoek hy sy eie lidmaat, is dalk een van die vetskape, ek weet, wat baie wol gegee. Maar om vir die armes en die verstotenis en die weggegooides te gaan bid, dit bring 'n gees van genesing tot werking in jou. En so ook, as jy vol is van Vader en jy net praat, en jy wil vir almal vertel hoe goed Yeshua is, dan gee hy vir jou die gees van om te kan woord dra en predik. Baie dankie.